Laat ons die goeie dinge in u huis in oorvloed geniet, die goeie dinge in u heilige woning. Ek groet u in die almagtige naam van God ons Vader, in die almagtige naam van die goeie herder, liewe Jesus, deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Ek dink u het nou al agtergekom, broer en suster, waaruit die woord vanmôre bedien gaan word. En dit is uit die baie bekende Psalm 23. Nou ek self het al seker 'n biljoen keer uit Psalm 23 die woord gebring. Maar elke keer wat ek weer gaan kyk na hierdie 6 verse, waaruit hierdie Psalm bestaan, dan tref dit my opnuut weer. Die betekenis en die swaartekrag van hierdie geskrif uit die pen van koning Dawid. En daarom het ek hom vanmôre weer gekies om aan u die woord te bring, en veral ook in vandag se dag. Pastoor Benny het nou ook verwys, en ek het ook daarna verwys, so terloops, tongenetjies na die wegraping ensovoorts, waar 'n mens so moet bedag wees op verkeerde inligting wat ook deurgegee kan word aan 'n mens. En ook dan ook deur predikers. So, en net weer om stil te word voor die Here vanmôre, dink ek is hierdie gedeelte, die gedeelte om te lees. Psalm 23. En ek gaan vir u lees uit die 1983 vertaling. Psalm 23, 'n psalm van Dawid. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my rus in groen weivelde, hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee my nuwe krag, hy lei my op die regte paaie,
tot die eer van sy naam. Ja. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees, want U is by my, in U hande is ek veilig. U laat my by 'n feesmaal aansit, terwyl my teestander moet toekyk. U ontvang my soos 'n eregas, en ek word oorlaai met hartlikheid. Vers 6, U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly, en ek sal tuis wees in die huis van die Here, tot in lengte van dae. Mag U by die aanhoor van die woord vanmôre meer as geseëndes wees in die naam van die Here. Nou, Psalm 23, soos ek ook al baie keer gesê het vir mense, is seker die mees geleesde gedeelte in die woord van die Here. Ja. En daar is verskillende redes voor. Mens kan maar net kyk hoe hy geskryf is, die konstruksie van die taalgebruik ensovoorts. Die baie persoonlike manier waarin hy geskryf is, kan 'n rede wees hoekom dit mense tref. Dit kan ook gaan oor die inhoud, oor die verse, hoe Dawid dit geskryf het. Maar wat ons hier het, my broer en suster, is sekerlik een van die diamante in die woord van die Here. Nou, wie was Dawid? Ons hoor so baie van Dawid, maar weet ons werklik waar, wie was Dawid? Waar kom hy vandaan? Nou, Dawid het ook 'n mamma en 'n pappa gehad, soos u en ek. Sy pappa se naam was Isai, en sy mamma se naam was Nitsibet. Het jy dit geweet? Nou, daar's twee weergawes, kan ek amper sê, van die verhouding tussen Dawid se pa en sy ma. Dis ook belangrik om daarna te kyk. Party bronne sê nee, dit is dat Dawid gebore is buite die eg. Dit wil sê dat hy 'n buiteegtelike kind was. Ander bronne, selfs party van die psalms sê dit, dat dit so is, of suggereer dit. Ander sê weer nee, Dawid se mamma en pappa was getroud, en Dawid is gebore as die 8ste van 8 seuns. 'n hele huis vol seuns. Maar God het 'n plan gehad met hierdie seun met die naam van Dawid. Ja. So glo ek ook, my broer en suster, het hy 'n plan ook met elkeen van u en met my van vroeg af. Baie van ons ongelukkig kom nie agter wat God se plan is nie. En gelukkig party doen wel. Ja. Soos een ek wat vanmôre hier is. Vroeg reeds roep die Here die seun Dawid. Hy noem hom by sy naam. Nou as ons gaan kyk verder na die geskiedenis van Dawid, hoe dit verloop het, en net om dan uit te kom op die einde van die dag by die betekenis van Psalm 23. Dawid is deur sy pa, nou weer eens volgens oorlewing, party bronne sê sy pa het hom doelbewus in die veld ingestuur om as skaapwagtertjie op te tree, om weg te kry, want hy was miskien 'n skande geweest omdat hy moontlik buiteegtelik gebore was. Dis party bronne wat dit sê. Daarom stuur sy pappa hom in die veld in reeds as 'n jong seentjie om die vee te gaan oppas, om hom uit die oog te kry, om hom weg te kry, want hy was skaam vir Dawid geweest. Party bronne sê selfs dat Dawid se pa hom uitgestuur het in die hoop, en dit klink erg, dat hy iets gaan oorkom. Dat hy miskien verskeer sal word, dat hy nie weer terug sal kom huis toe nie. Maar dit is party bronne wat dit sê. Maar maak my nie saak wat dit sê. Hy word van vroeg af in die veld af gestuur, en daar in die stilte van die veld, daar tussen die diere, tussen die skapies, tussen die bokke, luister hy van kleins af na die stem van die Here. Nou dit is interessant vir my, dat die profeet wat hom geseën het, of die priester wat hom ook kom seën het, die profeet wat hom kom seën het, Samuel,
is ook reeds op 'n vroeë ouderdom ook aan die Here toegewy. Jy kan maar weer die geskiedenis van Samuel gaan kyk, wat op 'n jong ouderdom daar in die tempel in die huis van die Here by Levi geroep is deur die Here, en hy eers by die 3de keer agtergekom het nadat Levi vir hom gesê het, maar dis die Here. Kom Samuel agter, dis die Here. En dieselfde Samuel kom seën hierdie en salf hierdie klein seentjie, en hy kom sonder hom af vir die Here van vroeg af. En Dawid het alreeds onder die besef gekom, maar hy is in die holte van die Skepper van jongs. En daar waar hy in die veld was, en met die Here kon praat, in die stilte kon praat, het hy alreeds 'n intieme verhouding met die Here gekloop. So die kinders wat hier is, julle ook kan reeds van kleins af 'n intieme verhouding met die Here ontwikkel. Dis 'n paadjie wat 'n mens moet stap. So sê die geskiedenis van Dawid, maar dit is 'n paadjie wat op die einde van die dag lei na die heerlikheid om eendag hemel toe te kan gaan, om deel te wees van die wederkoms, al daardie dinge. En dan as ons verder gaan kyk na die geskiedenis van Dawid, dan sien ons, nadat hy gesalf is, het daar 'n groot en 'n hele periode verloop, voordat hy in die paleis beland het saam met Saul, vir wie hy sou opvolg. Nou, die Here het hom gesalf as klein seentjie, juis om Saul op te volg, want Saul het sy oog en sy fokus op die Here verloor. En God was nie tevrede met dit nie. En daarom, my broer en suster, moet ons ook vandag se dag nie ons fokus op die Here net so terloops verloor. Amen. Want daar kan ook 'n tyd kom, my broer en suster, dat die Here dan ook met jou onvergenoegd sal word. Net so terloops. Maar Dawid hou aan die hand van die Here vas. En hier vroeg in sy loopbaan, wil ek amper sê, as kind van die Here, as geroepene, kom staan hy eendag voor die groot Goliat. Daar die groot Filistyn, wat die God van alle gode, die enigste God wat daar is, die Skepper God, gevloek het en gelag het en gesê het, maar waar is een van julle, waar is julle God? Hoekom kom hy nie uit en kom help, kom oorwin my nie, waar is julle manne? En hierdie ou kleine Dawid, omdat hy geweet het, die Here van alle Here staan langs hom. Hy is in die holte van die Skepper God. Hy het geweet as tiener, want hy was maar dink ek 'n tiener gewees met maar ou beentjies en 'n ou slingervelletjie, en daar kom staan hy voor hierdie groot Goliat en hy sê, genoeg is genoeg. Ja. En wat gebeur? Die groot Goliat val en die Filistyne hardloop soos vliee weg met die Israeliete agterna. Amen. Naderhand beland Dawid in die koningshuis. Maar daar het ook 'n periode verloop. Ek het gaan kyk na 'n bepaalde bron wat gesê het dat hy op 'n stadium, glo dit of nie, deel was van 'n bende. 'n Bende van 400 tot 600 man. Dit was nou nog voordat hy koning geword het, en voordat hy in Saul se huis beland het. Daar in die spilonke, daar in die berge in Israel, het hy 'n bende gehad, en hulle het die Filistyne opdraande gegee, en in 'n sekere sin die leer van Israel gehelp. Maar hulle moes nog steeds wegkry, so sê die bron wat ek na gaan kyk het. Maar koning Dawid was ook op 'n deel van 'n peergroep, kom ons noem dit so, of 'n bende. En uiteindelik beland hy in die koningshuis, en ons weet dat Saul se brein hom maar baie keer begin verlaat het. Party kere kon Dawid vir hom op die siter speel en vir hom sing, ander kere vir sy vlug vir sy lewe. Die karakter van Dawid, ek onderbreek myself net. Hy het soveel kante gehad. Hy was 'n goeie musikant, soveel talente gehad. Hy kon poesie skryf, prosa skryf. Hy was goed met woorde. Volgens oorlewering vir die dames so onthou, en ek glo ek het dit ook al gesê, hy was nie te onaantreklik ook gewees nie. En daarom het die vroue nogal om hom gedraai.
Hy was 'n goeie leier gewees, want dis kon die Here hom gekies het. En uiteindelik, toe hy nou koning word, toe kan hy hierdie leierseienskappe ook uitleef. En op die einde van die dag het Dawid ook pa geword. Hy was 'n pappa van baie kinders gewees, waarvan Salomo die jongste was. En ons weet ook dat Dawid 'n mens soos u en ek was, en jy weet, baie keer dan wil ons die persone en die karakters wat in die Bybel genoem word, op pilare sit, op marmerpilare en goed, op goue trone, maar hulle was mense soos u en ek. En hulle het ook in hulle lewe, al het hulle in die Here geglo, het hulle foute gemaak. En daarom, ek sê nie, dit is goed om foute te maak nie, ek maak nou nog foute, maar ons ken die Here, en dit is presies wat Dawid was. Hy het die Here geken van kleins af, en hy het geweet dat as ek self ook 'n fout maak, as ek oortree voor die Here, dan kan ek op my knieë gaan, en ek kan vergifnis gaan vra, en ek kan die verhouding weer herstel. Op die einde van die dag, het hy ook baie hartseer beleef, Dawid. Ons lees byvoorbeeld van sy seun Absalom, wat die troon by hom wil oorneem. Soveel so, dat koning Dawid moes vlug, vir sy eie lewe, vir sy eie kind. En uiteindelik sterf daar die kind ook, soos dubbele hartseer. Die een kant, my seun wil my leed aan doen, aan die ander kant, hier sterf my seun, en ek moet hulle soek. Koning Dawid het ook baie hartseer in sy lewe ervaar. Jy kan maar self gaan kyk. Nou al daardie dinge, die oorwinnings en die laagtepunte, kom Dawid en hy vang dit op in 6 verse. Hy som sy hele lewe op en nog die toekoms na die lewe in 6 verse. Ek weet nie wie van u sal dit op hierdie stadium reg kon kry om te doen, om u lewe in 6 verse op te som. Ek gaan hierdie Psalm weer lees. Dan kom jy agter waarvan ek praat. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. In alles wat ek deurgaan, Here, in al die goeie tye, in al die slegte tye, in al die seisoene van my lewe, weet ek dat ek nog steeds niks kort kom nie. Al wat ek moet hê, is u aan my sy, en dit is genoeg vir my. Al het ek net water om te drink, dit maak nie saak nie. Ek weet, u is by my, ek het niks meer nodig nie. En uiteindelik wag die groot uitkoms vir my, die hemel wag vir my. Maar my Here is by my, waarvoor sal ek bang wees op die einde van die dag? Hoekom sal ek huil as ek nie kos het nie? Want ek weet, die Here sorg vir die mossies ook. En so kan ons aangaan, en dit het Dawid ook besef. En daarom sê hy, en hy begin, die Here is my herder. My herder. Dawid se herder. Mens Dawid se herder. Geskape na die beeld van God. Die Here is my herder. Ek kom niks kort nie. Al sê die wêreld ook vir jou, jy kom kort. Jy kom niks kort nie, want God is aan jou sy. Die tweede vers, hy laat my rus in groen weivelde, hy bring my by waters waar daar vrede is. Dawid het geweet dat, al gaan ek baie keer deur hierdie storms in my lewe, uiteindelik gaan my rus en my vrede weer kom, want die Here sal dit vir my gee as kind van die Here. Dit is een van die duisende beloftes in die woord van die Here, is dat die Here vir sy kinders ook rus en vrede gun. Ek dink hulle sê daar is omtrent 7 tot 10.000 beloftes in die woord van die Here, en nie een van hulle het die Here nog nooit nagekom. En hy kom dit elke dag na in sy kinders se lewe. En een van daardie beloftes is dat hy vir u en vir my ook rus en vrede gun. Te midde van die warboel van die lewe. U ken self die moderne lewe nou. Dawid het daardie tyd, nou praat ons van 3000 jaar gelede. Onthou, Dawid is gebore in die jaar 1040 voor Christus. En hy is oorlede in die jaar 970 voor Christus. Hy het net 70 jaar oud geword. Hy het 'n vol lewe gehad. Maar hy het geweet dat te midde van al die turmoils, soos hulle in Engels sê, al die seestrome wat my wil wegvoer van die Here af, ek
weet, ek kan vasdrap, want die Here van alle Here is langs my sy, en hy gaan uiteindelik vir my weer rus en vrede gee. Ons gaan na die 3de vers. Jy sien hoe gelaai is hierdie woord. Ek kan vir u besig hou, letterlik. Vir 'n jaar. Jy weet. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paai tot die eer van sy naam. Ja. Wat hierdie vers vir ons kom sê vanmôre is, in hierdie paadjie wat u en ek loop, wat vir ons bepaal is nog voor ons gebore is. As ons 'n kind van die Here is, as ons eens op 'n tyd sy naam erken en ons erken hom as ons Here, as ons herder soos 'n Dawid van ouds, dan sê die Here nog 'n belofte hierso. U gee my nuwe krag. Hy sal my batterye herlaai. Kom na die erediens toe op 'n Sondag. Kom na die biduur toe op 'n donderdag aan. Kom na die geleenthede van die gemeente toe. Want saam kan ons batterye kom herlaai in die teenwoordigheid van die lewende enigste God wat daar is. Dis wat hierdie vers vir my sê. Amen. Hy gee my nuwe krag. Ek kan nie op my eie krag hierdie lewe in die oë stel nie. Met sy optes en aftes, met sy klappe en skoppe nie. Ek kan nie. Ek het die krag van die Here nodig daarvoor. En hy my op die regte paai tot die eer van sy naam. Op hierdie paadjie wat u en ek loop, moet ons onthou dat ons altyd die eer van die Here moet voor. Ja. So ons moet oppas wat ons sê. Ons moet oppas wat ons doen. Nou ek weet, ek self het maar, nou dat ek 'n bietjie ouer word, 'n bietjie baie kort nie meer om een of ander rede. So, selfs wat dit betref, wees bedag. Want dit wat jy sê, of dit wat jy nie sê nie, dit wat jy doen, of dit wat jy nie doen nie, gaan die eer van die Here aanraak een van hulle. Het sy positief of negatief? Ja. 4de vers. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie. Hierdie vertaling vertaal dit vir my baie mooi. Ek hou van die ou vertaling ook, maar die 83 sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In U hande is ek veilig. Dit sê vir my, hier is die Vader met alle eerbied en respek. Hy het 'n paar hande. Hier is die Seun, Jesus, hy het 'n paar hande. Hier is die Heilige Gees, hy het 'n paar hande. So ons is in 3 pare hande in hierdie paadjie wat ons op hierdie lewe loop. Want God die Vader is 'n persoon soos U en ek. God die Seun is 'n persoon soos U en ek. Die Heilige Gees is 'n persoon soos U en ek. Maar saam is hulle die groot ek is, Elohim, God. Verstaan jy? In hierdie paadjie, nou Dawid het ook 'n messiaanse, soos hulle sê, dis 'n groot woord, verwagting gehad. Hulle het ook 'n verwagting gehad natuurlik dat Jesus gaan kom, maar in sy tyd het hy nog nie Jesus geken nie. By naam soos U en ek Jesus ken. Maar U en ek bevind ons in hierdie paadjie wat ons soos Dawid loop, in die hande van die Vader, die Seun en die Heilige. Is dit nie wonderlik om te weet dat ons bevind in 3 stelle hande, 3 pare hande? Dit sê vir my die Here lyk min of meer soos U en ek. Die Vader, die Seun en die Heilige Gees, want die woord sê ook ons is na sy beeld geskaap. Amen. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, selfs al ervaar ek hierdie driwe van die lewe, soos 'n Dawid van oud. Selfs al stamp ek my eie tone as gevolg van myself blou. Ek kan weet as kind van die Here, ek kan opstaan. Ek kan enige tyd van die dag of nag opstaan, want die Here is aan my sy. Hy wat my liefhet, hy wat my gemaak het. Ek moet net op my knieë gaan en vra vir hom om my te help, om my wel te help. Amen.
Hy's daar vir my. In hierdie oorloë wat ek in my lewe voer, in hierdie storms wat ek ervaar, het sy dit finansiëel is, het sy dit persoonlik is, het sy dit gaan oor die gesin van my, het sy dit oor watter rede ook gaan, in al die seisoene van die lewe, die Here is daar. Hy stap saam met jou. Amen. En dit is die boodskap vanmôre aan u. As ons reeds 'n verhouding aanknoop met die Here van jongs af, as ek die voorreg het om in 'n Godshuis groot te word, waar my mamma en my pappa die Here aanbid, en ek het die kans om die Here ook daar my eie te maak, met respek gesê, as ek my lewe vir hom kan gee, juis as kindjie ook, soveel te meer, want dan kan ek 'n lang pad met hom miskien loop op hierdie aarde ook. In die wete dat deur alles wat ek miskien sal gaan in my lewe, die Here is aan my sy. Dan kom ons by die 5de vers. U laat my by 'n feesmaal aansit, terwyl my teestanders moet toekyk. U ontvang my soos 'n eregas, en ek word oorlaai met hartlikheid. Dit sê vir my hoe belangrik die kind van die Here vir die Here is. Ja. Dit sê vir my hoe belangrik u en ek vandag vir die Here is. Moet nooit dink dat u nie belangrik is vir die Here nie. Al voel u baie keer die Here is ver, hy's nie ver. Hy's hier, Jesus se een naam is Immanuel, God met jou. God met ons. Ja. Kom ons hou 'n bietjie vas aan die eenvoudige boodskappe van die Here, soos dat die Here sê vir ons dat hy met ons is. Ek dink dan gaan ons lewens ook miskien anders te daar uitsien. Dan gaan ek nie so vinnig van die wa afval wanneer die storms voorbij. En te midde van alles kom sê die Here vir jou en my, ons is eregaste. Ons is so belangrik vir die herder van alle herders, dat hy jou en my vanmôre 'n eregas aan sy tafel van oorwinning noem. En dan vir my 'n vers wat baie keer soort van net oorgelees word, vers 6. Kom ons lees. U goedheid en liefde sal my lewe lank by my bly. En ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lengte van dae. Ja. Wanneer ons 'n bietjie die Hebreëus gaan ontsyfer, waarin hierdie gedeelte geskryf is, dan het Dawid hier baie ver toekoms ingesien. Selfs 1000-2000 jaar voor Jesus se koms aan hierdie wêreld. Daarom het hy in vers 6 geskryf dat hy weet dat as hy 'n verhouding met die Here in hierdie tydelike lewe aanknoop, dan gaan dit ook hom help om in die ewige lewe in te beweeg. Want dis waarvan vers 6 praat. Vers 6 praat van die ewige lewe wat vir jou en vir my wag, omdat ons die herder ken. Die herder met 'n hoofletter. Want as ek nou reeds my hart vir die Here gegee het en met hom 'n intieme verhouding aanknoop, dan wag die ewige lewe vir my, al maak ek ook my oë op hierdie aarde toe. Dit maak nie saak nie. En dan kan ons dit deurtrek na die Nuwe Testament toe, waar dit waar geword het in die vorm van Jesus Christus wat na die wêreld gekom het. Ja. Jesus wat daar in Johannes 10 sê, maar ek is die goeie herder wat na die wêreld gekom het om my lewe te kom aflê vir my troppie skapies. Ek is die goeie herder. So in Psalm 23 kry eintlik die gesig van liewe Jesus in Johannes 10. Amen. En nou een herken ons vir liewe Jesus. En ek sê met groot respek, liewe Jesus. Baie mense wat my kruisig is op sê, liewe Jesus. Maar dit is wie Jesus vir my is. Jesus is niks anderster vir my as liefde nie. Ja. As vergifnis nie, as redding nie. Ja, daar is ook geregtigheid in hom vasgevang. Ek kan nie nou maar net omdat ek hom ken en hom aangeneem het as my verlosser sê, maar nou kan ek leef elke dag net soos ek wil nie. Nee. Juist dan moet ek kyk dat my lewe geheilig is elke dag van die lewe van die week. Al 7 dae moet geheilig wees, nie net Sondag nie. Ek het my skripsie gedoen in Sondag heilig jare gelede. My meesterskrip. En dit is die slotsom waartoe ek gekom het op die einde van die dag.
is dat elke dag jou lewe moet geheilig wees, moet afgesonder wees vir die Here. Ons het nie nou net een bepaalde dag, die 7de dag, wat eintlik Saterdag is nie, die ou Sabbatdag nie. Nee, elke dag moet vir jou en vir my 'n Sabbatdag wees. Elke dag moet ons lewe geheilig wees vir die Here. Elke dag moet afgesonder wees vir die Here. En daarom het ek net ook gesê, ons moet so let op wat ons doen en sê, die wêreld wil ons fokus so maklik, so aftrek van om die regte te doen in hierdie paadjie wat ons volg om die Here te dien. Ja. En dit is nogal maklik baie keer, ook hier in hierdie omgewing waar ek op hierdie stadium bly. Dit is so moeilik, soos hulle die jong mense sal sê, om jou koel te hou. Daai keer verloor ek my koel. Vra vergifnis daarvoor. Ander kere dan kan ek weer my koel hou as ek my gefokus hou op die gesig van Jesus. Amen. Die goeie Herder. Wat is die boodskap van Psalm 23? Ek dink vers 4 som dit vir ons op. Die laaste gedeelte van vers 4. En soos hierdie vertaling dan dit vertaal. In hierdie lewe wat ek loop, in hierdie verhouding wat ek bou met die drie-enige God, in hierdie lewe met al sy storms, met al sy goeie tye, kan ek weet dat ek veilig is in die hande van die Herder wat my gemaak het. Amen. Deur my 60 jaar op hierdie aarde, of nou nie, heeltemal is 60 vandat ek die Here ken, ek het my hart vir die Here gegee toe ek so ouetjie van 6 jaar oud was, 6 of 7, kan ek vir u sê, dit is wat my staande gehou tot vandag. Amen. Is om saam met die goeie Herder, daarom sê ek liewe Jesus met die grootste respek, saam met hom hierdie lewe te doen. Nie altyd maklik nie, nie altyd moeilik nie, maar ek weet, die goeie Herder is met my. En dit is die boodskap vir u vanmôre. Daar's baie van u wat deur siektes gegaan het, deur operasies in die laaste tyd, deur ander kwellinge ensovoorts, wat miskien self op hierdie stadium nog steeds daardeur gaan, en die boodskap is ook veral vir u. Dankie, Here. Weet, die Herder wat jou gemaak het, is by jou. Amen. En dit is wat Dawid gesien het toe hy hierdie Psalm geskryf het. Ja. En daarmee sluit ek af, toe hy tot stilstand gekom het, hy het teruggekyk oor sy lewe, ek dink hy was seker so 50 of 60 toe hy hierdie Psalm geskryf het, en hy het teruggekyk oor sy lewe, en wat het hy gesien? Maar ek, Dawid, was nooit alleen. Ja. My Here was aan my sy. Dankie, Here. Immanuel, God met jou. Ek wil net gou hier iets kyk, verskoon my, ek wil net gou hier op die internet kyk, die dinge net wil opgaan. Verskoon my net. Hoe daar is. Hoe daar is, saam met daai. In Hebreëus beteken dit Adonai Roy. Adonai Roy, en die Here
is my herder. Dis maar eintlik wat ek vir jou sê. Dis eintlik die boodskap van hierdie psalm. Die Here is jou herder. Adonai. Rooi. Eendag as u ouer is en u sit daar op die stoep, onthou die Hebreëse woorde. Al is dit al wat u onthou. Adonai. Rooi. Die Here is my herder. Mag die Here u seën. En wat ek nou wil doen, en ek hoop pastoor François en pastoor Lenny, hulle sal my toelaat. Ek wil u elkeen, u kan met tyd vorentoe kom. Maar ek wil graag, ek voel dit in my hart, om u elkeen te salf vanmôre. Amen. In die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. In die naam van die Herder wat ons gemaak het. En ek gaan vra dat pastoor François miskien my kom help, want ek wil elkeen van u, jong en minder jong, na vore roep. En ons kan miskien so van 'n kant af kom. Dit gaan nie lank vat nie, maar u kan na vore kom. U kan so lank miskien van daar agter af of van hierdie kant af kom na vore. En ek wil u seën met die woorde van Psalm 23. Amen. Adonai, rooi, the Lord is your shepherd. Amen. Kan maar na vore kom. Almal van u, almal van u, jong en minder jong. Ons besoekers, almal van u. Ek seën jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ek seën jou in die naam van die Here. Amen. U sien, ek seën jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ek seën jou in die naam van die Goeie Herder. Pastoor Benny, ek seën jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ek seën jou in die naam van die Goeie Herder. Amen. Seën jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En besonder seën ek jou dan ook in die naam van die Goeie Herder, die Jesus Christus. Amen. Tannie Anne, ek seën u in die naam van die Vader, in die naam van die Seun, Jesus Christus, in die naam van die Heilige Gees, in die besonder, in die naam van die Goeie Herder. Amen. Oom Jan, ek seën u in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, in die besonder, in die naam van die Goeie Herder. Amen. Vat 5. Bring jullie, ek seën jou in die naam van die Vader, in die naam van die Seun, liewe Jesus, en in die naam van die Heilige Gees, in die besonder, in die naam van die Goeie Herder. Amen. Martin Senior, ek seën jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, in die besonder in die naam van die Goeie Herder, liewe Jesus. Amen. Martin, ek seën jou as mamma in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en in die naam van, in die besonder in die naam van die Goeie Herder, liewe Jesus. Megan, ek seën jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en in die besonder in die naam van die Goeie Herder. Amen. Abigail, ek seën jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, in die besonder in die naam dan ook van die Goeie Herder, Jesus Christus. Amen. Klein Martin Junior, ek seën jou in die naam van die Vader, in die naam van liewe Jesus, in die naam van die Heilige Gees, in die besonder in die naam van die Goeie Herder. Amen. U sien, ek seën jou in die naam van die Vader, in die naam van Jesus Christus en in die naam van die Heilige Gees, in die besonder in die naam van die Goeie Herder, liewe Jesus. Amen. Nou moet jy net eens die name van my gee. Ivanay, ek seën jou in die naam van die Vader, in die naam van liewe Jesus en in die naam van die Heilige Gees, in die
besonder in die naam van die goeie Herder. Lerina, ek seën jou in die naam van die Vader, die naam van die Seun en in die naam van die Heilige Gees, en besonder in die naam van die goeie Herder. En dit is Ivania. Ek seën jou in die naam van die Vader, die naam van Jesus Christus en in die naam van die Heilige Gees. Amen. Jou naam weer? Ivan. Ivan, ek seën jou in die naam van die Vader, die naam van liewe Jesus, die Seun en in die naam van die Heilige Gees. In die besonder van die naam van die goeie Herder. Amen. Albei. Ek seën jou in die naam van die Vader, ek seën jou in die naam van die Seun, liewe Jesus en in die naam van die Heilige Gees. In die besonder die naam van die goeie Herder. Adrian, pastoor Adrian, seën jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, in die besonder in die naam van die goeie Herder. In die goeie Herder van vrede. Esme, seën jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, in die besonder in die naam van die goeie Herder. Amen. Dylan, seën jou in die naam van die Vader, in die naam van die Seun, Jesus Christus, in die naam van die Heilige Gees, in die besonder die naam van die goeie Herder, die Jesus van vrede. Amen. Gerda, ek seën jou in die naam van die Vader, in die naam van Jesus Christus, die Seun, en in die naam van die Heilige Gees, in die besonder die naam van die Jesus, die goeie Herder. Willie, ek seën jou in die besonder in die naam van die Vader, in die naam van die Seun en in die naam van die Heilige Gees, en in die naam dan in die besonder van die Jesus, die goeie Herder. Mag hy jou ook verder dra op die pad van herstel. Vrede vir jou. Dankie Here dat dit so goed gaan loop met jou. Wil jy so ver in die naam van Jesus. Dankie vir jou. Karin, ek seën jou in die naam van die Vader, ek seën jou in die naam van Jesus Christus, ons Here, die Seun, en in die naam van die Heilige Gees. Maar dan ook in die besonder in die naam van die Jesus. Goeie. Amen. Sy naam. Robert, ek seën jou in die naam van die Vader, in die naam van Jesus Christus, en in die naam van die Heilige Gees, en besonder in die naam van die Jesus. Amen. Johan, seën jou in die naam van die Vader, seën jou in die naam van Jesus Christus, die Seun, en in die naam van die Heilige Gees, in die besonder in die naam van die goeie Herder, die liewe Jesus. Amen. Bennett, ek seën jou in die naam van die Vader, ek seën jou in die naam van die Seun Jesus Christus, en in die naam van die Heilige Gees, maar dan in die besonder in die naam van die goeie Herder, die liewe Jesus. Amen. Pastoor François, ek seën vir jou en vir jou vrou, vir Tia en Mia, sommer gesamentlik hierso, in die naam van die Vader, in die naam van die Seun, Jesus Christus, en in die naam van die Heilige Gees, maar in die besondere, in die naam van die Jesus. Amen. Die goeie van vrede. Amen. Miskien my broer en suster net so ter afsluiting. Dit mens as kinders van die Here mekaar weer seën. Want dit is wat ek probeer. Vir die nuwe week, vir die lewe wat voor lê in die nuwe week, die paadjie wat verder gaan, mag u elkeen geseën wees weer eens. In die naam van die Vader, Seun en die Heilige Gees. Amen. Ons gaan nou net die dankoffer opneem. Gaan ons iets Voordat ons gaan sing is af wat ons al gaan doen. Seën ons ook vir pastoor Norman in naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en uiteindelik ons sal wees in Jesus naam. Amen. Dan gaan ons die sing speel wat Ons sal sing.